Hy het al verskeie baadjies gedra, onder andere as meneer die burgemeester en geagte lid van die parlement, tot Vryheidsfront Plus leier en deesdae minister van korrektiewe dienste. Die naam wat egter die swaarste weeg en hom die naaste aan die hart lê, is doeteenvoudig Oom Pieter, want dit beteken dat Dr. Pieter Groenewald iets reg gekry het wat min politieke leiers hom kan nadoen. Hy het vertroue oor rasgrense heen ingeboesem. Ons Pieter het in Stilfontein aan Oom Pieter se lippe gaan hang. Somme reeds met sy eerste asemteug haal hy die plaaslike koerant as die eerste tweeling wat in die Vogwel Hospitaal gebore is. Die eerste van 'n legioen verskynings wat hy gedurende sy lewe en loopbaan in die media sou maak. Want Pieter Groenewald is een van daardie rares wat met 'n paar groot eerstes kan spog. Buiten dat hy seker die langsdienende lid in die parlement se portefeuljekomitee oor polisie is hy ook die eerste Suid-Afrikaner wat destyds Roman riding gedoen het. Dis nou as jy 5 perde gelyk ry. En al het hy onlangs 70 geword, takel hy deesdae as minister van korrektiewe dienste die chaos in ons tronke. Oom Piet, nou moet ek eers net vra, sê ek Pieter, sê ek oom, sê ek minister, sê ek meneer, sê ek sensei, wat sê ek? Ja, kom ons hou dit maar informeel. Jy kan vir my sê Pieter, jy kan vir my sê Oom Pieter, is net soos jy wil, maar Pieter is reg. Die volk het jou nou ook begin aanspreek, maar as Oom Pieter, hoe voel dit vir jou? Ek het groot geword met daai terme, beteken dit eintlik jy toon respek teenoor die persoon. So ek het geen probleem. As ek nou die storie ook 'n bietjie kan terugvat, julle het groot geword in hierdie omgewing? Ja, eintlik buite Potchefstroom. Ek het daar groot geword op 'n plaas. Ons plaas het 'n deel aan die oewer gewees van Boskopdam. So toe ek baie kleiner was, het ek altyd vis gevang ook daar. En jou ouers was hulle boere? My pa het uitgeboer uit die aard van die saak en dan het hy gewerk by die departement van waterwese. My ma was 'n huisvrou. So sy het gekyk dat ons huiswerk doen. En jy verwys ook na ons, hoeveel broers en susters was julle? Ek is een van 4 kinders. Ek het 'n tweelingsuster. Die oudste een is ook 'n suster en dan 'n jonger broer. Hy was so 'n laat lammetjie, hy so 9 jaar verskil tussen ons. My eie kinders, ek het 3 kinders. Ek het 'n oudste dogter en dan het ek 'n tweeling seuns. Oom Piet, as ons teruggaan ook met jou kinderjare en dinge, jy was ook maar 'n besige ouetjie, of sal ek sê, jy het nie 'n banger gehad nie. Vertel vir my 'n bietjie van hierdie Roman riding ding wat jy gedoen het as 'n jong man. Ja, kyk, ek was nie 'n soetseentjie gewees nie. Ons het, soos ek gesê het, ons het vis gevang. En toe het ek begin, eintlik hierso in graad 8-9, toe skakel ek oor perde toe. Ek het in die aande uitgeglip. Dan sit ek my kussing in die komberse. En dan gaan ry perd in die maanlig. En ons was stout, ons was 'n groep. En hoe die Romeinse rit werk is, jy het 5 perde wat in 'n ry staan. En dan staan jy bo op die perde en dan ry jy. Nou, ons het 'n vertoning gelewer, ons was 'n vertoonspan. En dit was nogal 'n werk gewees om die klomp bymekaar te hou, want 'n perd is 'n interessante dier, want as jy jag, hulle kompeteer outomaties met mekaar. En dan moet jy die klomp bymekaar hou. Ja. So dit was 'n redelike skouspelagtige toertjie vir die publiek gewees. Jy's ook 'n man wat swartbelt het in karate. Ja, dis korrek. Ek het karate begin beoefen by die universiteit. My instrukteur het altyd vir my gesê, jy beoefen karate om jouself te kan verdedig. Nie om te kyk watter sportitems jy het nie. En nou kan ek maar sê, om dit te illustreer, ons het altyd aan die Suid-Afrikaanse Universiteit 'n kampioenskappe deelgeneem. Ons span het nooit gewen nie. Want ons het net diskwalifikasies gekry, want ons het die ouens bietjie te hard geklits. Oom Pieter, as jy nou sosiale media en dinge verstaan, moet jy dalk een van daai katas uithaal as daar weer man en waal is in die parlement. Hy skryf in vir 'n graad in geologie aan die destydse PU vir CAO. 'n Jaar voordat hy sou graad vang, verander hy egter sy kursus na regte. In 1982 raak hy by politiek betrokke, 'n lewenstaak waar hy diep spore sou trap. Die media wys vir ons gewoonlik maar wat se manne waal is daar kan aangaan in die parlement. Is dit regtig so erg as wat hulle dit uitbeeld? Ek dink dit is partymal erger. Want hulle wys net 'n sekere deel of kan ek sê 'n insident en so aan. Die waardigheid van die parlement, wat my betref, is op 'n baie laagtepunt. Die manier waarop die mense optree, die manier waarop hulle mekaar hanteer, parlementslede,
Nie almal nie, uit die aard van die saak, sommiges. En dis jammer. En ek is baie eerlik as ek sê, die gehalte van toesprake het absoluut verlaag. Maar as 'n ou nou 'n bietjie meer op sosiale terrein verkeer en in informele gesprekke kan hê tussen politieke partye of mense, gebeur dit of sien julle mekaar maar letterlik net so in die gange van die parlement of in die fisiese parlement? Nee, daar's 'n groot verskil nogal. Ook nou nie met almal nie. Maar ek onderskei altyd tussen die politikus en die mens. Baie mense vra vir my byvoorbeeld, wat dink jy van die een en die een? Dan sê ek, jy moet vir my vra polities of as mens. Jy kry mense of parlementslede wat as mens baie aangename mense is. En jy kan ons is eintlik kan ons sê goeie kollegas. Ek sal nou nie sê noodwendig vriende nie, maar ons braai nou nie saam en alles nie, maar jy kan goeie gesprekke met mekaar voer. Hoorie, in hierdie jare ook, ek meen, jy is tot nou toe nog aktief in dinge, maar jy het seker skouers ook geskuur met baie interessante mense, bekende mense, vername mense. Nee, dis nogal waar. Uit die aard van die saak, jy is daar, met elke president. Ek het nou vir PW Botha gemis, maar ek het skouer geskuur met EW de Klerk. En al die presidente sedert daardie tyd. Maar daar is ook baie keer interessante goed in die parlement. Daar was een keer 'n insident gewees, Prof Kader Asmal. Hy het die voorsitter geword van die verdedigingskomitee en hy het toe 'n goeie benadering wat sê daar moet behoorlike akademiese opleiding wees vir soldate en ek hou 'n toespraak. En sê ek wil graag die agbare lid wil ek komplimenteer dat hy hierdie benadering het. En so die volgende dag toe kom sit hy langs my en hy dink toe ek is Pieter Mulder. En hy sê vir my, ek wil hê jy moet met daardie lid van jou Pieter Groenewald praat asseblief. Want dit het nie goed afgegaan by die ANC dat hy my gekomplimenteer het nie. Toe het ek maar net vir hom gesê, dis reg, ek sal vir hom die boodskap oordra. So. Na die breek hoor ons waarmee Pieter als besig is as die minister van korrektiewe dienste en ons ontmoet sy vrou Hedwig. Hoogtepunte wat vir hom uitstaan is sy jaar as burgemeester van Stilfontein. Sy verkiesing tot leier van die Vryheidsfront Plus in 2016 was nog 'n besonderse eer. Sy huidige taak maak hom egter die gelukkigste. As minister van korrektiewe dienste, waar hy in 'n kort tydjie reeds reuse vordering gemaak het. Hoekom is korrektiewe dienste as wat die president besluit het op, het hy vir my op 'n stadium gesê, want ek het geweet jy gaan basiese dissipline kan terugbring. En dit is 'n groot uitdaging en my grootste uitgangspunt as minister is ek het toesig oor misdadigers en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap, die mense van Suid-Afrika, dat hulle moet beskerm word teen misdadigers. Wat ek onmiddellik gedoen het is, toe ek my toespraak gehou het die eerste keer met die hoofkantoor van ongeveer 2000 personeellede, toe het ek gesê, jy moet begin trots wees op jou werk. As jy jou uniform aantrek, dan moet jy weet, jy is in uniform en jy moet regop loop. Moenie met 'n geboue rug loop nie. Wees trots. Ek het ook gesê die personeel is die grootste bate vir korrektiewe dienste. Duidelik het jy planne en idees om dinge te verander, waarvan die groentetuin 'n mooi verandering is wat jy by die plaaslike gevangenis gemaak het en ook so reg in jou kraal val omdat jy groen vingers het. Ja, ek hou van tuin maak en ek het byvoorbeeld ook nou 'n tuinkompetisie weer ingestel. As ek die fasiliteite gaan besoek, eerste ding wat ek kyk is die tuin. En dan weet ek wat is die bestuurs in daardie fasiliteit. Dit gaan daaroor dat dit is eintlik deel van rehabilitasie. En my uitgangspunt is dat as hulle werk, hulle moet werk. As jy die hele dag in 'n sel moet sit, jy doen niks. Dus hulle sê ledigheid is die duiwel se oorkusse. En ons kombineer dit. Want in die eerste plek bespaar ons geld. Net om 'n idee te gee, ek het verlede jaar het ek 'n bakkery geopen. Ons gaan nog 7 bakkerye open wat kom. En daardeur alleen het ons ongeveer R3 miljoen gespaar. En ons fokus op selfvoorsiening. Ons het ook werkswinkels. Ons vervaardig meubels. Ons het metaalwerkswinkels. En al daardie tipe van vaardighede. As jy 'n persoon het wat 'n brood kan bak, hulle kry 'n sertifikaat.
Hulle kan dalk uitgaan en hulle eie bakkery begin. Ons sit hier in jou kantoor so wonderlik om regtig amper van enige plek af in die wêreld te werk. Jy weet die stadsliggies het nooit jou aandag getrek nie, dis hoekom jy ook maar hier in die Stilfontein area bly. Ja, baie mense het vir my gevra gaan ek nou verhuis na Pretoria toe. Toe het ek gesê, weet jy wat? Ek bly baie lekker hier in Stilfontein. Ek geniet my tuin en ek bly net waar ek is. En dit is vir my baie mooi ook om te sien. Ek het nogal gedink dit gaan nou die huis in Stilfontein wees met al die hoë mure en waghokkies en dinge. En ek was maar net op die uitkyk om te sien is daar een of ander klomp swart voertuie en blou ligte en goeters waarvan jy dan nou deel van die konvooi gaan wees, maar duidelik toe nou nie. Ja, ek het van die begin af het ek gesê dat in die eerste plek ek wil geen blou ligte in my voertuie hê nie, want al die jare het ek self bestuur. En ek weet wat se frustrasie dit is as jy die volgende oomblik skielik hierdie blou ligte hier agter jou sien en almal net uit die pad uitgaan. Ek beskou dit as disrespekvol teenoor die publiek. Jy sê ek bly in 'n gewone huis, dis waar. Hulle wou. Intelligensiedienste wou hier so 8 voet hoë mure omkom sit het en 'n waghuis en alles. Ek sê, ek laat dit nie toe nie. Hierdie is my eiendom. As ek byvoorbeeld nou na 'n winkel toe wil gaan of 'n restaurant, ek het nie leiwagte nodig nie. Die mense ken my. Ek spot baie keer dan, as die manne vir my vra nou, maar waar is jou leiwag? Dan sê ek, man, ek het vertroue in jou, jy gaan my kom verdedig as dit sal ja, nee, verseker. Pieter, as 'n ou nou na die portefeulje kyk wat jy tans beklee, het jy baie werk gehad, jy weet, was daar stapels werk wat onafgehandeld was en goed waaraan jy moes aandag gee? Ja, daar was nogal baie. En kom ek vat een voorbeeld, is dat toe ek die minister geword het dit gegaan oor parool van lewenslange gevonnisdes. Toe is ek gekonfronteer met 'n agterstand van 495 aansoeke. Nou ek het toe ingespring en ek het my amptenare gebruik en ons het hard gewerk. En ek kan sê tot vandag toe is ons 100% op datum met daardie aansoeke. En ek is baie streng. Ek beskou dit as my verantwoordelikheid. Ek het 'n plig teenoor die mense van Suid-Afrika, die gemeenskap. Ek moet hulle beskerm teen misdadigers. Pieter, dan ek wil weet die klopjagte. Dit het ook die nuus gehaal en goeters en ek weet net 'n paar goedjies gekry, maar daar was seker dan nou regtig iets interessant of twee waarvoor ek nou jou rug kan krap as waar om vir my bietjie te vertel man. Ja, kyk, dit is baie interessant en dit is verstommend om te sien wat alles ingesmokkel word. Maar die snaakste ding wat ek nog ooit gesien het waar beslag gelê het, is byvoorbeeld rou lamchops. Ek het vir die mense gevra, vir die kommissaris, nou laat julle toe dat mense braaivleis kan hou. Sê nee, glad nie minister. So ek weet tot vandag toe nie waarvoor is die lamchops ingesmokkel of wat ook al die geval is nie. Sy oog vir kuns ego teen sy mure. Sy versamelings landsvlae en dasse getuig van die interessante wêreldreise en sentiment. Ek het nou lekker met jou gesels en ons het hom nou al 'n bietjie beter leer ken, Hedwig, maar weet ons ken hom as die politikus en so, maar wie is hy by die huis? Wie is hy as die man en die pa vir die kinders? Hy's baie rustig en hy's natuurlik maler tuinmaak en hy hou daarvan om te swem. Baie en die kleinkinders hou daarvan om saam met oupa te swem, so dit is vir hom baie lekker. En dan doen hy natuurlik sy karate, nou nie vol soos hy dit altyd gedoen het, maar oefen nog bietjie. Hedwig, hulle sê ook, jy weet, agter elke suksesvolle man is 'n suksesvolle vrou, soms 'n meer suksesvolle vrou. Hoe ervaar jy die lewe saam met hom, jy weet, met sy loopbaan as politikus en ek meen julle is baie in die kollig ook. Ja, ek moet sê ek moet hom baie deel met die publiek, maar hy geniet dit. En ek het nou maar gewoond geraak om nou maar eenkant te sit, te staan of te smaal en te sê, ja, hy praat altyd politiek. Of dit nou familiekuiers is of ander etes of iets, daar's altyd politiek in. Maar jy moet nou by sê, hulle praat met my politiek. Ja. Ja, maar Pieter, jy het ook al soveel lande besoek. Hoeveel lande het jy al besoek in jou loopbaan? Wow, ek het al omtrent hier in die 30. Ek was al op al die kontinente, ek kan dit so sê, behalwe Antarktika. En soos daai kas daar agter jou is dit net maar as jy sekere ook hoogaanstaandes ontmoet het wat vir jou dalk 'n dingetjie gegee het of as daar 'n projek was waar jy betrokke was, dan sit jy dit ook nou hier in die onthou rakkie. Ja, maar kyk, jy moet alles verklaar. As jy 'n geskenk ontvang, veral nou dat ek 'n minister is,
is hulle baie streng daarop. Ek het nou al byvoorbeeld whisky gekry. En as jy nou so iets kry, dan moet jy eers by die president toestemming vra om dit te mag gebruik. Nou ek het al 'n brief geskryf aan die minister hierso in 2024, maar ek het nou nog nie 'n antwoord gekry. Nou weet ek nog nie of ek daai bottel whisky van dit mag drink of nie. As daar nou een ding is van oom Pieter se taak as politikus en dit wat hy doen, wat ons as Jan publiek nie besef nie, wat sou jy reken is dit? Sy passie. Sy woorde altyd is, hy doen dit vir sy kleinkinders. Hy kan baie ander goed doen. Baie meer geld en baie rustiger gaan wees. Maar dis sy passie. Oom Piet, as jy wat ook nou iemand is wat regtig, jy weet, bietjie na die binnewerke van Suid-Afrika toegang het. Hoe lyk die ding? Hoe lyk ons toekoms? Hoe gaan dit met Suid-Afrika? Kyk, daar's baie uitdagings in Suid-Afrika. Die regering van nasionale eenheid is 'n baie nuwe ding. Dit is 'n groter vereiste wat gestel word aan politieke leiers. Hulle moet nou een ding verstaan. Want die normale praktyk is 'n leier van 'n party stel net in een ding belang. En dit is wat se beste belang van sy party. En dan kan ek vir ons mense sê, die blote feit dat daar 'n regering van nasionale eenheid is, gee selfs vrymoedigheid vir ANC ministers wat in die verlede het hulle, as die president gepraat het met die minister van Finansies, dan hou hulle daarby, dis dissipline. Skielik is hier nou 'n nuwe situasie en het hulle meer vrymoedigheid. En dit was vir my 'n geweldige positiewe teken. Dat selfs van hulle kant af begin hulle ook nou fokus op wat is in die beste belang van Suid-Afrika. Ons moet voortgaan daarmee. Natuurlik, daar's groot uitdagings. Dit gaan hierso om werk te skep. As ons kan werk skep in Suid-Afrika, dan is dit 'n groot deurbraak. En daar's baie geleenthede. En ek sê ons het 'n goeie toekoms wat vir ons geskep is en wat vir ons voorlê. Dit gaan weliswaar harde werk vereis. Dis groot uitdagings. En kom ek vat daai uitdagings. Ek het byvoorbeeld in 2020 het ek in die parlement opgestaan en 'n brief gelees van 'n leser in die koerant wat sê sy dogter het 9 onderskeidings. Sy wil graag medies wat, maar sy word afgekeur omdat sy wit is. En ek het dit geopper en ek sê, wat is die antwoord aan hierdie ouer? Want hy vra, wat meer moet ek doen? Begin Desember toe kry ek 'n briefie met 'n foto spesifiek van daardie student wat vir my sê baie dankie. Net na my toespraak het sy skielik toelating gekry vir medies. En sy het nou al doktorsgraad. Ja. Ja, ek klink seker 'n bietjie bewoord. Maar dit gaan vir my oor die jeug. Hulle geleenthede wat hulle onregverdig ontneem word. En dis nie aanvaarbaar nie. As 'n ou dink aan jou loopbaan, ek meen nog geen gedagte van aftrede? Ek het gesê dis my laaste termyn. En kom ek sê so, ek het nou geleer met die ministerspos. Het ek gesê ek sal nooit 'n minister word nie. Ek het gesê nee, ek sal nie dien in 'n regering vir nasionale eenheid nie. Ek moes my woorde gesluk het. Ek was 70. Ek geniet regtig 'n baie goeie gesondheid. Maar die beplanning is dat dit die laaste termyn is, maar ek is versigtig om te sê dit sal beslis so wees. So daar is nog iewers dalk 'n droom of so. Oom Pieter vir president. Nee, ek dink dis 'n geval, daar moet die mense ook realisties wees. Die realiteit is, en ek weet, ek is bewus nou van die hele sosiale media wat daarmee gepaard gaan, dat indien die kiesstelsel vir die kies van die president nie verander nie, dink ek basies dis onmoontlik, want dan moet jy 'n hele paar miljoen stemme kry en vergeet, jy gaan dit nie in 'n paar jaar kan kry nie. Maar ek het nie 'n probleem dat die debat aangaan nie, want dit gee ander insigte en ek is nie bang om te praat oor ras nie. Die feit van die saak, jou meerderheid swart kiesers stem vir die ANC. En as hierdie debat oor die presidentskap kan bydra dat mense kan dink dat jy hoef nie noodwendig 'n swart president te hê nie. En die realiteit is, as die kiesstelsel nie verander laat die president direk verkies word deur die mense nie, is dit basies onmoontlik. Ek is ten gunste van die kiesstelsel, proporsionele kiesstelsel vir die parlement. Dit moet so behou word. Maar laat die mense maar praat, as hulle tot ander insigte kan kom, dan is dit goed so. Baie dankie vir al jou harde werk en net alles wat jy deel en die dingetjies wat jy verander en net die manier hoe jy ook met ons as gewone burgers van die land werk en praat. Ons sê vir jou dankie daarvoor.
Nee, van my kant af moet ek sê baie dankie. Die voorreg is myne. En nou jy sê gewone burgers, ek is 'n gewone burger. En daardie benadering van ek as jy oomblik jy minister word, is jy nou skielik nie meer 'n gewone burger nie. Ek is nie in daai kategorie nie. Ek beweeg tussen ons mense omdat ek is 'n Suid-Afrikaanse burger en ek sal so bly. Sy nalatenskap lê opgesluit in die 2 woorde: Oom Pieter. Want dit som sy strategie vir die vooruitgang en genesing van ons land op. Dat wanneer gemeenskappe oor kultuur en rasgrense heen saamwerk en mekaar ondersteun, daar niks is wat ons nie kan oorwin nie.